Kom kinders, besing met 'n vrolike stem die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore die nag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. En met die woorde van hierdie lied sê ek ook vir jou goeiedag, en ek hoop dat dit baie goed met jou gaan. Ja, dit is ons eerste Adventsondag van 2025, en dit is die Sondag van hoop. En ons dink sommer terug aan daardie verlange wat mense gehad het, jare gelede, as hulle ook gedroom het van hoop, en wanneer daar ook 'n verwagting by hulle was, van 'n Messias, wat na hierdie wêreld toe sou kom, om verlossing, om lewe, om hoop, om toekoms vir hulle te bring. En ek en jy leef na die koms van Jesus Christus, en ons herdenk dit, ons herdenk die hoop wat na die wêreld toe gekom het. Ons herdenk die verlosser wat na hierdie wêreld toe gekom het, wat God na hierdie wêreld toe gestuur het. Maar om te lewe na die tyd wat Jesus op die aarde was, is ook om vooruit te kan kyk na die nuwe tyd, want ons leef ook in hierdie messiaanse tyd, in verwagting dat hierdie Messias weer gaan kom. Ons leef die hele tyd ook met hoop, dat hierdie wêreld ook geleidelik ook al hoe meer nuut sal word, totdat daardie Heiland van ons ook weer sy opwagting op die wolke binne in hierdie wêreld sou maak. En ek hoop jy sien ook met verlange daarna uit. Psalm 130 vertel vir my iets ook van 'n stuk hoop op die Here, want hoop is mos iets wat ons op God altyd kan hê, te midde van al ons omstandighede, te midde van sonde, te midde van verlorenheid, te midde van sukkel, te midde van struikel. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op die Here. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Die wagte op die môre. Amen. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en ook van die Heilige Gees. Praat vandag met jou oor hierdie tema van om verankerd te wees in die hoop. Maar nou lees ek nie vir jou 'n Kersverhaal nie. Ek wil vir jou een van die gelykenisse van Jesus lees. Daar, half aan die einde, na die einde se kant toe van Matteus, in Matteus hoofstuk 20, vers 1 tot vers 16. Jy sal dit onthou as die gelykenis van die arbeiders. Nou kom ek lees dit saam met jou hier in die begin. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle in om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rond staan. En hy sê vir hulle: "Gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal." Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan en hy sê vir hulle: "Waarom staan julle heeldag werkloos hier rond?" Hulle antwoord hom: "Omdat niemand ons gehuur het nie." "Gaan werk julle ook in my wingerd," sê hy toe vir hulle. Toe dit antwoord, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman: "Roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin met die laastes en eindig by die eerstes." Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld maar begin by die eienaar kla en sê: "Hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal jy hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son." Maar hy antwoord een van hulle: "Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is?" So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. 'n Gelykenis wat nogal na 'n hele paar kant toe praat. Miskien is een van die eerste gedagtes
wat ek met jou wil deel, is sommer iets van die agtergrond van 'n gelykenis soos hierdie. As 'n mens hier praat van arbeiders wat gehuur is vir die verskillende tyd van die dag om in die wingerd te kom werk, dan gaan dit nie oor sommer net gewone werklose mense nie. In terme van die agtergrond gaan dit ook oor mense wat in daardie tyd self dalk hulle eie besigheid, hulle eie wingerd, hulle eie omstandigheid gehad het en op 'n manier selfversorgend was, maar met wie dit nie baie goed gegaan het nie. En wat hulp nodig gehad het, wat werk nodig gehad het. En dan het van die ryker mense, die mense wat meer besit het dan gekom om van hierdie werkers te huur. En so gebeur dit dan met die eienaar van hierdie wingerd, dat hy op verskillende tye van die dag, sommer van vroeg af, 'n klomp keer kom en mense huur om in sy wingerd te kom staan. En die aangrypende is eintlik hierdie laaste ouens wat hy mee praat, as hy vir hulle sê, die wat teen 5 uur, ekskuus tog net 'n entjie teruggaan, waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie, gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. 'n Gedagte wat hierdie gelykenis met ons wil doen, is om vir ons in ons wêreld te troos. Want 'n ander deel van die agtergrond van hierdie gelykenis het ook daarmee te doen dat die fariseërs en die skrifgeleerdes en daardie mense dit ook in daardie stadium vir die disippels baie moeilik sou gemaak het. Want hulle wat die fariseërs was, hulle wat die skrifgeleerdes was, hulle wat die mense was wat die hele tyd besig was om skrifte te bestudeer, hulle was die mense wat gedink het dat hulle geweldig belangrik was. En teenoor hulle sou hierdie disippels van Jesus, sou die volgelinge van Jesus, wat eintlik uit verskillende omstandighede sou kom en in verskillende tye deel van die koninkryk van God sou word, nie veel beteken het teenoor hulle met al hulle geleerdheid, met al hulle belangrikheid nie. En die sleutel daaroor gaan eintlik oor vers 16, so sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Jesus wil die troos kom gee in daardie stadium vir die volgelinge, vir die disippels wat agter hom aangekom het. Om ook vir hulle te sê, al was julle nie deel van hierdie uitgeleese groep van daardie tyd wat die hele dag besig was om die wet te bestudeer en elke reël en jota in titel te ken nie, dat julle wat my volg, so 'n geweldige belangrike plek binne in my koninkryk sou hê. Die tweede ander belangrike gedagte sou wees, dat dit nie eintlik maar net die mense sou wees vanuit die Jodendom wat agter Jesus aan sou kom nie, wat belangrik sou wees nie, maar ook mense wat uit die heidene nasie sou kom, die sogenaamde laatkommers in Matteus, dat hulle ook deel van sy koninkryk kon wees, en dat hulle volledig uiteindelik ook kon kry, dit wat die ander sou kry, wat, kom ons sê, vanuit die Jodendom uitgekom het, en vir Jesus gevolg het. Die heidendom, die mense vanuit die heidendom, sou dieselfde kry, wat op 'n laat stadium ook gehuur word, in die later tyd, deel van sy koninkryk sou word, sou uiteindelik net dieselfde kry. En watter trooswoord is dit nie uiteindelik ook vir ons nie? Want hoeveel van ons kom uiteindelik uit die Jodendom uit? Ons kom uit 'n wêreld uit, vanuit die nasies uit, van letterlik van die evangelie wat gekom het tot by die uiteindes van die aarde wat tot by ons uitgekom het. Ek het by geleentheid al gepraat met mense oor die 3 belangrike karakters in Matteus. En die eerste een is die kleintjies, dit is die mikros. Dit is hoe ons uiteindelik moet wees soos die kindertjies. Want aan hulle behoort die koninkryk van God, om soos die kinders te kan wees, die afhanklik is van die Here te wees. Hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Die tweede groep waarvan Matteus praat, is die minderes, die elagistos, waarvan Matteus 25 vers 31 tot 46 ook praat. Hulle wat swaar kry, hulle wat die minderes in die samelewing is, hulle wat nie eintlik het nie, wat versorg moet word, die wat nie klere het nie,
diegene wat nie kos het nie, diegene wat nie verblyf het nie, diegene wat die vreemdeling is, diegene wat siek kan wees, diegene wat in die gevangenis kan wees, die minder is, die op wie mense sou kon neersien, wat vir die Here ook so oneindig belangrik was, dat wanneer ons onsself met een van hulle sou assosieer en die goeie aan hulle sou doen, dan doen ons dit aan die Here self. En die laaste groep is daardie heidene, die laatkommers, daardie mense wat later ook in die koninkryk sou inkom, vanuit die boodskap van die evangelie van Jesus Christus. Daarom dat Jesus dan ook sê in Matteus 28, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Dit is uiteindelik ook die laatkommers. En hierdie gelykenis, wat een van 4 is wat Jesus besig is om te vertel, wil ook 'n troos vir hierdie mense gee, 'n troos vir die disippels gee, 'n troos gee vir die mense vir wie ander mense sou kon dink dat hulle die laastes sou wees, maar binne die koninkryk van God die eerstes sou wees. Nou, hierdie gelykenis praat nou nie van die ou aan die kruis nie, wat ook daar gesê het, dink aan my, wanneer u vandag in u koninkryk kom, dat Jesus, dat dit ook iemand is wat op 'n laat stadium van sy lewe vir die Here sou gee, om ook uiteindelik wat te kry, die volledige prys van die Here te kry. Wat wil die Here doen? Die Here wil hoop vir die wêreld bring. 'n Gelykenis soos hierdie vertel iets van die hoop, destyds vir mense binne in hulle omstandighede, binne in hulle hopelose omstandighede, binne in 'n wêreld van sonde en verlorenheid, van 'n Here wat hulle sou kom soek, op verskillende tye vanuit verskillende omstandighede, ook mense sou maak, wat deel word van sy koninkryk, wat agter hom sou aankom. 'n Here wat besig is om mense te soek en hulle deel te maak. En die ander gedeelte is mos, wat kry jy? Wat is die prys wat jy kry? En hierdie werkers, dagloners wat op verskillende tye deur die eienaar van die wingerd gehuur is, kry presies dieselfde. Of jy nou baie lank geleer het, of jy nou baie lank besig gewees het met die wet, of jy nou baie lank doenig gewees het daarmee om elke streepie van die wet te probeer nakom, of jy iemand was wat op neergesien sou wees binne in die samelewing, of jy iemand was wat vanuit die heidene nasies uit sou kom, iemand wat op 'n laat stadium ook deel word van God se koninkryk, vir Jesus aanvaar as verlosser, as hoop binne jou lewe, ontvang presies dieselfde. En dit is nie vir ons om te oordeel wie wat gaan kry binne die koninkryk nie, wat die posisie gaan wees wat iemand kry nie. Die belangrike is dat die Here wil hê dat mense deel van sy koninkryk word, dat hulle inkom, dat hulle mense sou wees wat hom sou aanbid, hom sou dien, hom sou eer. Daar's 'n verhaal wat ek die afgelope tyd raak lees. Ongelukkig het ek nie die volledige detail nie, maar die persoon se naam kan ek daarom onthou. Sy van was Malur gewees, en hy was 'n Indiër gewees. En hy het daar op Annapurna, een van die gevaarlikste berge binne in die Himalajas, van die gevaarlikste pieke, het hy baie ver geval. En nou, die storie sê dat iemand sê dat hy 300 meter eintlik in 'n krevasse sou inval, een van daardie skeure gate binne in die ys, op 'n hoogte van ongeveer 600 meter hoog teen die berg sou geval het. Maar agterna is die storie eintlik dat hy so, kom ons sê, 250 meter se kant toe half geskuif het en dan binne in hierdie krevasse ingeval het en ongeveer 50 meter diep binne in sou wees. Die belangrike punt van dit is dat daar eintlik geen hoop was nie. Vir 'n persoon wat sommer net vir 'n oomblik sou verdwyn uit die gesig uit, is daar geen hoop nie. Maar waarin lê die hoop?
Die hoop lê daarin dat daar mense was wat hom gaan soek het. Dat daar 'n aandrang was op mense om hierdie persoon uit hierdie krewasse te gaan uithaal. En as jy iemand stuur, dan stuur jy iemand met hoop. Met hoop dat hierdie persoon dalk gered kan word, dat hy dalk nog kan lewe, dat daar dalk nog vir hom 'n toekoms kan wees. En dan gaan ander mense uiteindelik ook in lewensgevaar, 3 van hulle binne in hierdie krewasse in. En daar onder in die krewasse, daar vind hulle vir Maloo. Vind hulle hom en hy lewe nog. Na 'n lang tyd, nou wil ek ook nie die tyd presies sê nie, ongeveer 3 dae, kry hulle hom waar hy daar onder is. En hulle haal hom uit. En daar is nog tekens van lewe, hy lewe. En toe hulle hom uitbring, hy het sy vingerpunte op die ou ende verloor. Hy het lank gevat in 'n proses van om te herstel, om weer te kan loop, alles. Maar die punt was dat hy lewe het en dat hulle ook met uiterste omstandighede hom ook met helikopter daar van die berg af moes gaan haal en hom na die hospitaal toe vat en uiteindelik daar by Kathmandu binne in die hospitaal kliniek sou kom. En dat die stryd wat hy in hierdie stadium aan die gang het, is uiteindelik om sy lewenskwaliteit weer te kan terugkry. Punt is, mense gaan soek hom. Mense wil hê dat hy lewe. So baie keer sou dit gebeur in daardie berge, dat mense sou verbygaan by iemand anders, en hulle droom om bo te kan kom, en iemand anders wat in lewensgevaar is, dalk half langs die pad sou los. Maar 'n ander keer is daar ook hierdie verhale van mense wat ander wil gaan haal, wat te midde van of hulle help, ten spyte van hulle droom om bo te kom, die ander weer afhelp om uiteindelik ook gered te word aan die ander kant te kan uitkom. En dit is ook hoe ons moet wees. Iets van dit wat Jesus gebring het, hoop vir die wêreld, hoop binne die lewens van ander, hulle te gaan soek, al lyk hulle omstandighede, al lyk hulle wêreld vir hulle so hopeloos, want ons anker, ons is veranker binne die hoop, ons lewe vanuit die hoop, en hierdie gelykenis vertel ook iets van die hoop wat Jesus na die wêreld toe gebring het, die hoop wat hy ook in hierdie gelykenis indra, vir elkeen van ons, dat ons ook soekers kan wees van mense, helpers van mense, mense nie afskryf nie, mense nie die gevoel laat van dat daar uiteindelik nie vir jou hoop is nie, en dat ek belangrik is nie, maar om te verstaan, dat as ek myself verhef, dan is ek eintlik amper, soos die ouens wat gedink het, dat hulle eerste is, maar laaste sou wees, terwyl die Here dan daardie persone, vanuit sy oë, wat sou kon dink dat hulle laaste is, uiteindelik ook eerste sou maak, van die prys wat Jesus wou gee, is die volledige wat hy wil gee, en dit is waarin ons hoop ook lê. En mag jy ook in hierdie dag, soos wat die somer ontwikkel en die wêreld groen word, en die rivier hier agter my loop, bruisend en mooi is, en die vlakke besig is om te styg, mag jy ook elke dag hoop hê, en 'n kers vandag, as jy een het dalk aansteek, van die hoop van die wêreld. Kom kinders, besing met 'n vrolike stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die Heiland gebore die nag, die hoop van die wêreld deur eeue verwag. Here, dankie dat U ons geroep het, dankie dat U ons U kinders maak, dankie dat ons nie uit onsself dit is nie, maar omdat U deel van ons lewe geword het, omdat U ons kom haal het, kom soek het ook vir verskillende plekke, verskillende tye van die dag, verskillende omstandighede waarbinne ons kon wees, ons nie afskryf as mense nie, maar vir ons die lewe en die oorvloed wou gee. Hy het nie net gekom as 'n Messias vir Israel nie, hy het nie gekom om net 'n politieke bedeling vir mense te kom bevestig nie, of te kom bewerk nie, hy het nie net gekom om diegene wat die hele dag sou besig gewees het in daardie tyd, moet die wet op 'n manier te kom streel nie, maar op 'n manier ook teenoor hulle te kom staan, om uiteindelik verlore mense te kom red en hoop vir hulle te kom bied. En dankie dat ons eendag almal
kan aansit aan die tafel van die Lam. Dankie vir daardie hoop. Ons loof en prys U en aanbid U en het U baie lief in Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook vandag en elke dag met jou wees tot Jesus kom. Amen. Mooi bly.